Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan korting wat vanaf krediteure ontvang word wanneer die rekening betyds betaal word. Ontvang 15% korting op 'n skuld van 510. So die skuld is 100% en dit is gelyk aan 510. As ons die korting wil bereken, is dit 15 gedeel deur 100 en dit gee vir ons R76.50. Ontvang R510 nadat 15% korting ontvang is. Dit beteken dat die R510 wat ons ontvang het, was net 85% van die skuld, van die totale skuld is 100, korting is 15, so ons het 85% ontvang. As ons die korting wil bereken, sal dit 15 gedeel deur 85 wees en dit gee vir ons R90. Dit is dus baie belangrik om te bepaal of die bedrag wat verskaf word die totale uitstaande bedrag is of die bedrag wat betaal is. Bepaal die korting ontvang as die bedrag betaal verskaf word. Op 31 Mei het Blom Handelaars R736 aan Michael Handelaars betaal nadat 8% korting ontvang is. So die bedrag wat betaal is, was R736. As die totale skuld betaal word, sal 100% betaal word. Korting is 8%, so die bedrag betaal is R92. Die bedrag betaal is gegee as R736, so 92% van die totale skuld is gelyk aan R736. As ons die korting wil bereken, die persentasie wat ons wil bereken 8, gedeel deur die persentasie wat ons ken 92, maal met 736 en dit gee vir my R64. As ons die skuld wil bereken, die persentasie wat ons wil bereken 100, gedeel deur die persentasie wat ons ken 92, maal met 736 en dit gee vir my R800. Die saldo in die krediteure kontrole is dus 1800, dis die totale bedrag. Die bedrag wat ons betaal het was 736, so die krediteure wat 'n las is, verminder aan die debietkant met 736, bank wat 'n bate is, verminder aan die kredietkant met 736. Ons sal die krediteure kontrole ook debiteer met die R64 korting, sodat ons die krediteer kan verminder met die totale bedrag van R800. Die korting ontvang is 'n inkomste vermeerder aan die kredietkant met R64. Krediteure word gedebiteer want laste verminder aan die debietkant. Bank word gekrediteer om bates aan die kredietkant te verminder. Krediteure kontrole word ook gedebiteer met die R64 om die skuld van die krediteur te verminder. Korting ontvang is 'n inkomste wat die winste sal vermeerder. Dit beteken dat die eienaarsbelang sal vermeerder met R64. 'n Chekteenblad sal as brondokument gebruik word en inskrywing sal in die KBJ aangeteken word. Bepaal die korting as die totale skuld verskaf word. Op 31 Mei het Blom Handelaars 'n cheque aan Michael Handelaars uitgereik om 'n skuld van 736 te betaal. Dit beteken die totale skuld van die krediteur is 736. En ons kry 8% korting omdat ons die rekening betyds betaal. As ons die totale skuld betaal het, sou ons 100% betaal het. Korting is 8, so die bedrag wat betaal is slegs 92% van die skuld. Die totale skuld wat 100% is gelyk aan 736. As ons die korting wil bereken, die persentasie wat ons wil bereken 8, op die persentasie wat ons ken 100, maal met 736 en dit gee vir my R58.88. As ons die bedrag betaal wil bereken, wil ons kyk hoeveel is die 92
op die 100% wat ons ken, maal met 736 en dit gee vir my R677,12. Die bankrekening word dus gekrediteer met die bedrag op die tjek en die krediteure word verminder met die bedrag betaal. Die krediteure word ook verminder met die korting ontvang, sodat die krediteur se rekening in totaal verminder met die 736. Korting ontvang word gekrediteer want inkomstes vermeerder aan die kredietkant met R58,88. Krediteure kontrole word gedebiteer want laste verminder aan die debietkant met die bedrag wat betaal is. Bank word gekrediteer want bates verminder aan die kredietkant. 'n Tjekteenblad sal gebruik word as brondokument en enige betalings word in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken. Die krediteure kontrole sal ook gedebiteer word met die korting wat ontvang is, want ons wil die krediteur verminder met die bedrag betaal en ons wil die krediteur verminder met die korting ontvang. Korting ontvang is 'n inkomste wat winste vermeerder, so die eienaar gaan meer wins kry, so eienaarsbelang het vermeerder met R58,88. Wat het ons geleer? Wanneer korting bereken word, moet bepaal word of die uitstaande skuld of die bedrag ontvang gegee is om te verseker dat die korting reg bereken word. Die krediteure kontrole word gedebiteer met die bedrag wat betaal is en met die korting om die las met die totale bedrag te verminder. Bank word gekrediteer om die geld in die bank te verminder. Korting ontvang word gekrediteer om 'n inkomste te vermeerder.